Pap en muis, die tweede storie van die muisverhaal. Die volgende oggend doen ons dieselfde ding. Ons hou weer teepartytjie in die huis, maar vanoggend is dit stil in die asblikke. Maar wag, kyk dan net hier. Daar is 'n muisprentjie op ons padboks. Ja, kyk daar, die muis staan by die havermout. Miskien was dit dan wel 'n oesmuis wat in ons alles gemors asblik weggekruip het. Grootsis het dalk reg geraai. Ons het gedink ons muisavonture in ons huis is verby, tot pappa daardie aand die asblikke moes gaan leegmaak. Terwyl hy die blikke buitentoe neem, maak mamma die kas oop. Daar lê iets soos sjokolade vermicelli op die asbliklaadjies. Maar kan dit wees? Ons het aan die koeks geëet onlangs nie. Mamma kyk nader en toe besef sy, dit wat Trappertjie heeltyd dink is wurms in die asblik, is muismis. Dis regtig muismis. En nie 1 of 2 korreltjies nie, sommer 'n hele spoor daarvan. Wel, ons was dan al die tyd reg. Daar was 'n muis in die huis. Mamma onthou nog hoe haar oupa 'n valletjie vir die muis in die plaashuis gestel het. En glo vir my, daar's 'n rede waarom die dapper muis bang is vir 'n valletjie. Want valletjies val op muise. Pappa kyk rond in die kas. Nou waar sou daardie muis dan gewees het? En waar dink jy is hy nou? Vra pappa vir mamma. Buite? Ek glo hy het uitgespring terwyl die asblik buite was, antwoord mamma. Nou waar sou die ding inkom? Miskien hier onder die gleefies in die kas? Hoopelik eerder ander dag toe die deur oopgestaan het. Trappertjie was dapper gewees. Ek sou dit amper nie eens kon doen om daardie muis buitentoe te vat nie, sê pappa. Pappa sien skielik iets agter in die kas. Dit lyk soos 'n klein wit hokkie. Mamma het dit al die tyd gesien en gedink is 'n kragboksie. Maar wat is dit dan? Kyk daar, wat is dit? Vra pappa. Dis 'n dooie muis. Ja, werklik, daar steek sy lang stertjie uit en sy potjies. Leef hy nog? Vra mamma met 'n effens hoër skrikkerige stem. Nee, dit lyk nie so nie. Hierdie dapper muis het 'n valletjie getref. Die muisie het toe al die tyd 'n ligbruin ruggie en 'n wit pensie. Grootsis was in die kol. Dit is inderdaad 'n oesmuis, 'n harvest mouse, wat in Eurasië, die kontinente Europa en Asië gevind word. Dis die wêreld se kleinste muis met 'n stert wat langer is as sy lyf. Hy kan selfs sy stert as 'n 5de been gebruik, glo dit as jy wil, om teen koringare op te klim wanneer hy wil eet. Hierdie muisie was egter al lankal stokstyf en sommer kliphard. Hierdie muis het 'n rukkie terug al gevrek. Dis dalk wat ander dag so gestink het, sê pappa. Waar sou die ander muis wees? Wel buite? Wel, nee, soos mamma die laaste woorde van hierdie storieetjie hier naby die asblikkas staan en vertel, is daar nie meer net 'n effense geritsel in die kas nie. Dis nou 'n geritsel, 'n kriewelrige geknaag. Mamma ruk soos sy skrik. Hierdie muis is nie pap in die broek nie. Hy is ook nie net op 'n papboks nie. Hy is 'n lewendige, dapper, knaande en steeds in die kas muis. Lyk vir my, ons huismuis is nog nie op sy einde nie.